Ons kom staan stil by die woord vanmôre. En Here, dank ek U dat ons leer uit die woord, dat die woord is lewend. En is die woord wat lewe bring. En die woord sê verder vir ons, dis die waarheid wat ons vrymaak. En my gebed is vanmôre, dat die woord vir ons sal lewend maak, dat die Gees van God ons sal leer, die woord van die Here vir ons sal breek, sodat ons kan verstaan, Here, dat die waarheid wat ons ontvang vanmôre, mense se lewens sal verander. Dankie vanmôre dat ons op U kan staatmaak. En dankie vanmôre as die Heilige Gees dat ek swaar op U kan leun. Dankie dat ek 'n instrument kan wees in U hand. En dankie dat U deur my werk om uit te reik na hulle wat behoeftig is en hulle wat U nodig het in Jesus Christus se naam. Ek dank U vir die voorreg. Ek dank U vir die geleentheid. Ek bid vir verligting oor van my verstand, helderheid in my gedagtes. Ek bid vanmôre dat die mense sal aanraak, hulle wat siek is en krank is, hulle wat vasgevang is in bande van slawerny, Here, hulle wat daardie swaar laste dra, wat het saam met hulle sleep, dat Here, daai bande sal dit afval vanmôre. Hy ketting sal verbreek in die naam van ons Here Jesus Christus. En ons dank en ons prys en ons loof U daarvoor. En al die kinders van die Here vanmôre sê, Amen, amen, mag maar sit, dankie. Nou vanmôre die laaste deel van geheimnisse van die kruisdeel 7. Ek glo dat ons 'n goeie reeks gehad het oor dit. U kan dit kry of dan luister, ek het dit deurgestuur al. Luister dit oor en oor. Kyk, daar's baie dingetjies wat ek miskien oor bedien het, dat u nie verstaan nie, of dinge wat u van weet al, dat ek miskien op 'n ander manier dit oorgedra het, maar moet dit nie mis nie. Dit is belangrik dat ek en jy dit sal snap. Jesus die gekruisigde is wat ons verkondig. Niks anders te nie. Niks anders te nie. En die duiwel haat dit. Die duiwel haat dit. En vanmôre gaan ek praat oor die stille luisteraars. Dis wat in my hart opgekom het. Dit is opgeteken in Johannes 19, 25 vers 27. Johannes 19, 25 tot vers 27. En ek wil hê moet saam met my kyk daarna, kyk op die skerm. 19:25 tot vers 27. Luister wat hy sê. En by die kruis van Jesus. Nou, ek stop daar nou. Die ander gedeelte is die evangelie sê dat op 'n afstand dit dopgehou. Nou sê die geleerdes dat hulle naderhand met hulle vorentoe beweeg, want die Romeinse soldate het nie toegelaat hier na by die kruis kom nie. Nommer 1. Die tweede plek, en ek weer daar gekyk, is dat Jesus het nakend gehaal. So elkeen wat daar gekruisig word, hang nakend. Baie sê nog sy kleed aangaan, maar as jy mooi gaan lees, dat hulle sy onderkleed, wat hulle onderkleed, soos jy onderklere bejaag, sy onderkleed het in die Romeinse soldate hulle gevat, want die Bybel sê, sy onderkleed was van 'n goeie stof in een geweef, sonder 'n naad. So dit was uitgetrek. So daar was niks of hom half toegemaak en niemand weet nie, maar ek glo dat dit wat die woord sê, dat hy nakend in die kruis gaan het, en die ander ook. En die respek te toon, het die vir ons op 'n afstand gestaan, en die ander ook Johannes net. Sy moeder en by die kruis van Jesus het gestaan, sy moeder, Maria, en sy moeder se suster, ons gaan by kom nou, dan nog 'n Maria, die vrou van Klopas, Maria Magdalena, ons gaan die ander mense daarby sit nou, begin aan kyk. En toe Jesus sy moeder sien, en die disipel wat hy lief gehad, ek kan dit een wees Johannes, net.
By haar staan sy vir sy moeder, vrou, en ek al gepraat, hy het respek getoon, het nie gesê moeder nie, en dat met respek sy ma hanteer en met haar gepraat, en by sy vrou, daar is die seun, Johannes op daar sal staan. Daarom sê vir die discipel Johannes, sê vir Johannes, daar is jou moeder. Luister wat hy sê. En van daardie uur af, nadat Jesus het gespreek het die discipel Johannes haar in sy huis geneem. Dit is jammer op die woord vanmôre. Nou, hy was een van die disciples wat die langste geleef het. Nou, ek het nou nie nageslaan as ek op het kom, hoe het hy geword het nie, maar die ander disciples het al lang al gesterf, en Jesus het dit geweet, dat hy die een sal wees wat die langste sou leef, en het sou die beste wees om sy moeder te vertrou in die sorg van hom. Want as Jesus, as Johannes hom lief gehad het, maar die liefde wat Johannes hom gehad het, sal hy dieselfde ook Jesus se moeder hanteer. Verstaan jy wat ek sê? 'n Persoon vir almal is nie sommer net so nie. En dis hoekom hy dan Jesus se moeder ingevat het onder sy dak. Die stille luisteraars, nou praat ek stille luisteraars, praat ek nie van die ander wat teenwoordig was, daar was sondaars geweest, daar was van die mense wat deur Jerusalem geloop het, en daar was opstaan het, en bespotting gemaak het van die kruisiging, en ander wat daar gestaan het, een kant ook, en ons lees daarvan, dat nadat Jesus gesterf het, daai mense op hulle bors geslaan het, en uitgeroep het en omgedraai en weggestap het, is soos die disciples geweest. Nou wat vir my interessant is, ek glo, net so wat ek glo, dat van my mense, wat daar gaan staan het by die kruis van daai skares, wat van die vrouens in Johannes nie, was van hulle gewees wat uitgeroep het, kruisig hom. Kruisig hom. Van hulle was skare gewees wat in die begin vir hom gestem het, vir hom gestaan het, saam met hom was, en agterna teen hom gedraai, het jy geweet, dit maak nie saak wie die persoon is, dat jou beste vriende en selfs familie op die einde van die dag teen jou kan draai. Omdat jy die Here dien. Omdat jy die Here dien met jou hele wese, kan hulle teen jou draai, want hulle stem nie saam met jou. Jesus se eie broers het teen hom gedraai. Hulle was nie daar by die kruisiging vir Jesus nie. Niemand. So ek kan teen jou draai van die mense wat in die begin geskreeuw het, Jesus die seun van Dawid. Sommige het hom gesê, Rabbi, het 'n pad saam hom gestap, die disciples terwyl dit baie gaan, was hulle in die skares, was hulle teenwoordig om sy woord te luister. Is van die mense wat daar gestaan het, wat teen hom gedraai het, wat uitgeskreeuw daar agterna, kruisig daardie man. So vinnig kan jy omswaai, né? So vinnig kan jy jou vertroue verloor in die Here. Die duiwel soek dit, hy speel met jou woewer met jou gedagtes. Terwyl die ander disciples gevlug het, my eerste punt. Hoekom het hulle gevlug? 10 was oor 11, is daar een was, het selfmoord gepleeg, Judas Iskariot. So 10 van hulle die pad gevat, hulle het gevrees vir hulle lewe. Hulle wou nie gesien word by die kruisiging. Hulle het nooit vrouens gekruisig nie. Nooit nie. Die Romeine praat ek van. En as hulle wel die straf moes verdien, het hulle vrouens gestenig. Nie gekruisig nie. So maar Johannes, die liefling disipel van Jesus, het eintlik gedol met sy lewe daar, as ek dit mag noem. Almal kon verlaat, wat hulle het gevrees vir hulle lewe. En saam met Johannes was daar 'n handjievol vroue, wat hulle plek saam met hom by die kruis ingeneem het,
om van Jesus hulle meester en jou afskeid te neem, en dit sê baie. Wat hom vir hy 3,5 jaar gevolg het, wat saam met hom gestap het, wat na sy lering geluister het, wat hom lief gehad het met hulle hele wese, want as hom nie lief gehad het, was hy sou nie daar gewees het by die kruis nie. So het glad nie omgegee wat met hulle sou gebeur agterna nie. Hulle het gesê, ons sal by hom staan. Dis liefde. En ek wil vanmôre dit sê, dat die vyand, die duiwel gebruik vrees, met 'n groot sukses teenoor die kinders van die Here vandag. As jy kan laat vrees, het jy waar jy wil hê. Want vrees is dikwels 'n verhaal wat ons gedagtes vooruitskryf. Jy vorm prentjies wat glad nie bestaan nie. En wat glad nie bewaarheid sal word nie. Maar die gedagte wat vooruit geskryf word nooit, of die werklikheid word nooit gepubliseer, dit ontstaan nooit nie. Is 'n ding waar jy mee rondloop, is 'n ding waar jy mee worstel, en jy worstel die ding wat glad nie bestaan nie. Hy sal 'n gedagte in jou gedagtes plant, 'n saadjie in jou gedagtes plant, en jy sal daai ding vat en weghardloop. Jy sal daai ding inkleer, allerlei klere, en jy sal aan dink vir die res van jou lewe, as jy nie vrymaak nie. Jy sal gaan slaap met die gedagte, jy sal wakker word met vrees, jy sal loop met vrees, jy sal deur alles gaan met daai vrees, en die duiwel se hande sal gevou wees al die tyd, jy sal niks doen nie, want jy doen die werk, jy skep die gedagtes, jy verf daardie kastele, jy hou nou vas wat jy groot gaan gebeur, en die geleerde sê dat 90% van die dinge wat die mense vrees en hom vashou, gebeur nooit nie. Maar jy glo dit gaan gebeur. So dit wat hulle gevrees het, daar het nooit plaasgevind nie. Navorsing sê oor angs en vrees, en dit bewys dat die meerderheid dinge waaroor mense angstig is, nooit gebeur nie. En baie minder ernstig is as wat verwag word. Maar jy dink dat die wêreld gaan vergaan op die einde van die dag. Vrees voed homself met verbeelding. Vrees voed homself met onsekerheid. Vrees voed homself met gebrek aan beheer. Waar geloof in die teenoorgestel is, onthou vrees is die geloof van die duiwel. Waar geloof ons voed, geloof voed ons met vertroue, geloof voed ons met die waarheid, en geloof voed ons met God se karakter. Dis wat geloof doen. So dit is wat vrees doen. Daai mense was vasgevang in vrees. Hulle was bang geweest. Die begin lees hulle by ons sê, hulle het hulle self toegesluit in die huise. Hulle het hulle self toegesluit in die kerk, of waar hulle by mekaar gekom het. Daagliks het hulle self toegesluit. Hulle was te bang geweest om hulle kop in die Here uit te steek. Vrees bevange dat hulle die volgende kom sal wees, wat ook op die kruis sou sterf. Was hulle vasgevang deur vrees, en die vyand het dit daarvan gehou het. Hy laat die tyd gesê, dis 100% hulle, ek hoef oor hulle bekommerd te wees nie. Want vrees het oorhand oor hulle lewe gekry. Kom ek gaan so 'n bietjie verder vanmôre. Kom ek vra die vraag vanmôre vir u. As ons kyk na Johannes, die lieflike disippels van Jesus, en ons kyk na die vrouens wat daar gestaan het, was hulle waarlik waar lief vir Jesus hulle was. Want tot op die einde by hom gestaan, dan vra ek die vraag vanmôre, het jy wat hier sit vanmôre Jesus lief? Besorg vir die antwoord. Besorg vir die antwoord. Het jy hom waarlik lief? Wat sal jy vir hom doen? Kom dan, dink daaroor. Sou jy bereid wees om te gaan staan daar, by die kruis, by die weet dat hulle kan jy daar vat en saam kruisig?
Luister. Wat as jy bereid om vir hom te gee om te doen? As jy vra om te doen, as jy bereid om jou lewe af te lê vir Jesus. As jy bereid om jou tyd te spandeer saam met hom, enige tyd van die dag of nag, waar dit moontlik is, tyd met hom te spandeer, is jy bereid om dit te doen. Luister wat was vir vra. Hierdie mense was uitverkoop vir Jesus. Uitverkoop. Niks het hulle pad gestaan nie. Al was Jesus besig om te sterf, was hulle daar by hom. Kom nou. Hoekom dink jy? Het hulle by hom gebly, want Jesus het sy alles vir hulle gegee. As jy gaan lees van die navolgers, en ek praat van die vroue en selfs van die manne wat disippels geword agterna, hoeveel van hulle het die Here aangeraak en hulle genees? Hoeveel van hulle het die Here vrygemaak in die mag van die duiwel oor hulle lewe gebreek en vrygemaak van demoniese magte? Jy sal verstom wees. En hulle het niks anders gehad, hulle dankbaarheid was daar, hulle kon nie meer doen nie. Hoe sê jy dankie vir die Here, as jy al die jare vasgevang was in krankheid, en mediese kan niks vir jou doen nie, en kon niks vir jou doen nie, en jy het jaar na jaar gelei onder dit, en nou kom jy in die raak aan die genees jou. Hoe sê jy vir die Here dankie? Hoe sê jy vir hom dankie? Woorde ontbreek. Woorde ontbreek, hoe sê ek vir hom dankie, as hy my vrygemaak het? Hoe sê ek vir hom dankie, as hy my finansiële dinge verander het? Hoe sê ek vir hom dankie, as hy die beste werk van my gekry het? Hoe sê ek vir hom dankie, as hy my huwelik gered het? Hoe sê ek vir hom dankie, as hy my kinders se lewe gered het en hulle teruggebring het? Hoe sê ek vir hom dankie, as daai kring van die familie weer voltallig is? Hoe sê ek vir hom dankie? Hoe kan ek vir hom dankie sê? Ek het nie woorde om vir hom dankie te sê nie. En die mense was bereid gewees om alles vir hom te gee. Die Galasiërs het deur dit gaan. Bereid gewees om op pad saam met hom te stap. Bereid gewees. Man, luister na my. As jy gaan kyk na die vier evangelies, watter tye was Jesus eintlik by die huis? Hy het die huis gehad nie, maar meeste van die tyd in Petrus huis het hy gebly. Baie min. So het beweeg van stad tot stad. En ek het nooit aan gedink nie. Die disippels wat gaan lees daar, die vrou was deel van dit. Hulle het saam met hom daar die kilometers gestap. Hulle het saam met hom die koue trotseer. Hulle het saam met hom in hy son wat gebak het, dit getrotseer. Hulle het saam met hulle gestap. Die Bybel sê dat die vrouens het Jesus bedien met wat? Met hulle besittings. Dit sê iets. Ons op 'n bietjie verder. Is jy bereid om dit te doen wat hierdie mense gedoen het? Dis om vanmôre vir vra, wees versigtig voordat jy antwoord. Het jy Jesus waar lief? Kom ons kyk dan die vier evangelies om te sien wie daardie dag teenwoordig was. Dit is vir my so mooi. Heel eers is die Matteus gedeelte gaan lees later van tyds. In Matteus 10 vers 2. Ek het dit hier gelees het daar. Matteus 20 vers 20 tot 21. Matteus 27 55 tot 56. Ek sê dit weer, Matteus 10 vers 2. Matteus 20 vers 20 tot 21. Matteus 27 55 tot vers 56. Kom ek lees die gedeelte daar. Die Bybel sê, daar was baie, luister wat hy sê, daar was baie vroue wat dit van ver af aanskou het, wat vir Jesus
van Galilea afgevolg het en hom gedien het. Hom gedien. Onder hulle was dan Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Joses, en die moeder van die seuns van Zebedeus. Ons vind in Markus 15, vers 40 tot 41, ek lees vir u. En daar was ook vroue wat van ver af dit aanskou het. Onder hulle was Maria Magdalena ook, en Maria, en die moeder van Jakobus, die kleine. Nou, hoekom hulle sê Jakobus die kleine, want daar was 2 Jakobusse gewees, wat deel was van die disciples, nee. Hulle noem Jakobus, die kleine, met ander woorde, Jakobus die geringste. Dis wat dit beteken. Om het te onderskei van die ander Jakobus. En van Joses, beteken ook Josef, en Salome, mooi naam, nee, ons gaan er erbij kom. Hulle wat hom gevolg het, hom gedien het, toe in Galilea was, en baie ander vrou wat saam met hom opgegaan het, na Jerusalem. Aan die ander woorde, hy het volgelinge van vroue gehad, wat saam hom beweeg het. Uitgemaakte saak. In Lukas vind ons, Lukas 8, 2 tot 3, en Lukas 23, 49, lees ons dit, Johanna, die vrou van Gusa, of Gusa, hoe jy dit uitspreek, 'n bestuurder van die Herodes. So Gusa is 'n man, wat 'n bestuurder was van die Herodes, en dan van is ook 'n naam by die 'n vrou se naam by die naam van Susanna, en baie ander wat hom almal met, luister mooi, met hulle besittings gedien het. Vroue, nie manne nie, vroue. En al sy bekendes het van ver gestaan, ook die vrou wat hom van Galilea gevolg het hierdie dinge gesien. Dan in Johannes 19, 25 tot 27 sê, en by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder, en sy moeder se suster, daar het gestaan Maria, daar het gestaan die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien, en sy disciples wat hy lief gehad, het hy gesê, moeder, daar, vrou, daar is u seun, daarop sê vir sy discipel, daar is jou moeder, en van daardie uur af, het sy discipel haar in sy huis geneem. Kom ons kyk, hoeveel is daar saam met Jesus gewees, dat ons die name voorkry nou, in die 4 evangelies. Nommer 1 belangrik, die moeder van Jesus Christus, was prominent daar gewees. Hoe kan jy jou seun een kant los? Hoe kan jy nie saam met hom treur? Hoe kan jy saam met hom, sy het aanskou, sy trane gestort. Onthou jy die profeet gesê, die begin toe hulle na hom gekom het, en hulle hom gesê, toe sê die, ek dink die profeet wat gesê, 'n swaard sal deur jou siel gesteek word. 'n Swaard was deur haar siel gesteek, want sy het met haar eie oë gesien hoe Jesus ly. Met haar eie oë gesien hoe Jesus sy laaste asem uitblaas en gehoor die woorde wat hy spreek. Sy het gestaan, hoe kan jy dit aanskou en ooit dieselfde wees? Jou seun op 'n kruis vasgenaal, en jy moet dit dophou en dan kyk totdat die seun sterf. Sy was daar. Tweedens Maria Magdalena was moontlik die leier van hierdie groep vroue. Waaruit Jesus 7 demone gedryf het. Nou, hoe sê jy vir Jesus dankie, as hy jou vrygemaak het van al daardie duisterse magte, wat jou getorment het, wat jou gedryf het, wat jou uitmekaar het geskeur het vir soveel jaar. Hoe sê jy vir die Here dankie, as hy in 1 split van 'n sekonde opdrag gee vir die demoon om my vrou se liggaam te los? Hoe sê jy vir hom dankie? Wat kan jy vir hom doen? Net om te bewys dat jy dankbaar is dat hy dit vir jou gedoen het. En sy was die leier onder daai vroue. Derde een wat ons daar vind, Maria, die moeder van Jakobus, die geringste het van gepraat, en die ander een was Joses of Josef. Jakobus en Josef. Haar naam was Maria. Dan vierdens kry ons
'n ander naam met die naam van Salome. Sy was die moeder van Jakobus en Johannes, die seuns van donder. En hy wat sy gegaan het, sy het na Jesus toe gaan en sê, hoorie, liewe Jesus, kan u nie vir my 2 seuns die beste plek gee na die troon nie? As die Here erkennings daaroor omtrent sê nie, dank van God dat wie jy daar wil plaas, verstaan? Dan wie sekere plekke gaan inneem, so sy daar gepleit en vir Jesus gevra, vir haar 2 seuns, hulle word geneem as seuns van donder, dis wat gebid het, sê, Here, brand daai klomp uit met die vuur, moenie nog staan en hande met hulle nie, hulle wil luister nie, dat die vuur nie daar in hemel verteer hulle, dis die seuns van donder gewees. Nou Salome was die moeder van hulle, en wat vir my interessant was, en wat ek gelees het, dat Salome was ook die suster van Jesus se moeder, Maria. Hulle was family. Hulle was familie. En die oomblik ek het lees, wie dink ek? Elisabeth. Die ma van Johannes die Doper. Nou ek glo, as sy geleef het, sy sou daar gewees het. Kom die mense. Maar ek dink sy was nie meer daar gewees. Dus kom sy daar was nie. Ek dink sy het al klaar gesterf, dus sy kom al plekje daar was nie. Anders sy die plek ook ingeneem daar, en dat plekje vol gestaan. So sy was nie daar gewees nie. Dan vind ons in die 5de een, ons daar vind, soos 4 name daar, vind ons die naam Johanna, die vrou van Gusa. 'n bestuurder van Herodes, interessant. Nou Johanna het 'n navolger van Jesus geword, ek heb hier naslaafwerk gaan doen daar. Want Lukas skryf, dat die Here 'n wonderwerk in die vrou se lewe gedoen. Hy noem die gedeelte wat hy skryf gebruik die gedeelte van Maria Magdalena wat Jesus vrygemaak het met 7 demone, dieselfde asem noem hy Johannes se naam. So dat is 'n moontlikheid dat sy ook vrygemaak was van demoniese magte, maar is ook 'n moontlikheid dat die Here volkome genees het. Maar luister, mooi luister wat pastoor sê. Luister mooi. Sy was die vrou van Gusa, of Gusa. Haar man, luister mooi, was die een wat agter Herodes Antipas sy finansiële sake gekyk het. Dis nie interessant nie. Wie, kom vertel het in haar geval. As die Here jou geroep het vir iets, He guides because He will always also provide. Where He guides, He will provide. Waar hy jou heen lei, sal hy ook voorsien jou behoeftes. En vir Jesus was dit nie probleem nie. Hy kon vir die klippe opdrag gegee om brood te word. Hy kon vir die stof, vir die kalkstof kan hy gebied het om geld te word. Kom dan mense, luister vir my. Maar hy het dit nie gedoen nie. Hy staat gemaak op mense om hulle bediening uit te leef saam met hom. Want sekere mense onder die vroue het 'n sekere roeping op hulle lewe gehad en Jesus teen hulle pad gestaan nie. Weet jy voor dit was 'n vrou stilgemaak as sy opgestaan het om iets te sê. 'n Vrou kon haar mond nie oopgemaak het nie. Die Fariseërs en Sadduseërs het dit nie toegelaat nie. Want as ons skriftuurlik hulle gesê, 'n vrou moes stil bly, 'n vrou het haar doel gedien in die huis, en dis om babatjies te baar, kinders te baar om kos te maak, en verder moes sy stil bly. En toe die bediening van Jesus begin, was alles omgedraai. Hy het die vrouens geleentheid gegee. Gelees die boek Handelinge. Gelees daar, dat die intercessors in daai tyd, Lydia, dink sy vrou se naam,
purperverkoopster, was 'n intercessor. Want Paulus het by haar gaan ingaan daar, en hulle daar saam met hulle gebid in die split onder. Is vrouens net bymekaar, nie manne nie, vrouens het bymekaar kom ek nou gebid. Dit het daar voor Jesus se tyd glad nie bestaan nie, dit was nie toegelaat nie. Verstaan? En Jesus het hier vir hulle die vryheid gegee, sodat hulle hulle bediening uitgeleef, en hulle het gedoen, dis hoe die Bybel sê, dat die vrouens het te bedien met hulle besittings, hulle wou dit hê. Luister vir my vanmôre, dis baie maklik om te gee, maar nie so maklik om te ontvang nie. Nee, hoor jy wat ek sê nie? Hoor jy wat ek sê nie? Dis maklik om te gee as jy kan gee. Maar dieselfde persoon wat gegee het, wil baie keer nie ontvang nie. Kom nou mense, hoor wat ek sê. Want die hoogmoed is daar, die trots is daar, nie ek wil nie hê nie. Verstaan? Waar die daai persoon se seun eintlik wegstoot. Die Here wil daai persoon seën om te vir jou gee, maar jy stop dit daar. Soos makliker om te gee as wat om te ontvang. Nou Jesus kom neergeset. Want al die vrouens daar het 'n werkie gehad wat hulle gedoen het. Ek glo dat van die vrouens het kos gemaak. Ek glo van die vrouens daar in die klere gewas. Ek glo van die vrouens die naamwerk gedoen. Kom nou. Ek glo van die vrouens het ander dingetjies gedoen, want hulle het hom bedien, hulle was daar vir hom gewees en vir die disippels. Nou sê hulle dat Johanna was die een wat finansiëel omgesien het vir die bediening van Jesus Christus. Wat sê iets mense? Jy moet hoor wat ek sê. Sy het gesorg vir geld. Sy het gesaai. Sy het gelees die hele evangelies, sy agterkom toe sy Maria gegaan het na die graf van Jesus toe, was sy ook een wat al die speserye saam met haar gebring het. Hy gaan koop daai speserye en gaan kyk wat kos daai speserye. Gaan kyk wat dit kos. Toe Jesus in die graf ingaan, het Nikodemus was een van hulle gewees, en Josef dink sy was hy gewees, wat gegaan het, en hulle allemaal speserye gekoop, as al toe was miljonairs gewees van daardie tyd. Vir hulle was nie baie geld gewees om speserye te gaan koop nie, maar vir 'n eenvoudige persoon, mens of vrou, hulle het nie geld gehad om die speserye te verkoop. Ek wil iemand luister vanmôre. Kyk vir my nie rond, kyk vir my. Hulle het nie geld gehad om dit te gaan koop nie. En die Here het so bewerkstellig dat die regte mense opland saam met hom, wat dit kon bekostig om vir hulle te sorg en vir kos te sorg en vir al die ander dinge te sorg. Hulle het hulle daar geplaas vir 'n spesifieke doel. Hulle was gelukkig want hulle kon Jesus bedien met hulle besittings. Kyk vir my, hulle kon Jesus bedien met hulle besittings. Daar was geen iets anders wat hulle graag wou doen nie. Hulle wou hulle bediening uitleef. Die meeste vroue vandag, wat jy kry is ware warriors. Nie manne nie, vrouens. Vrouens. En hoeveel van u mis u roeping? Jy weet jy moet gaan bid. Jy weet dat die Here geroep het daarvoor. Maar weens tyd en omstandighede mis jy dit wat die Here op jou lewe geplaas het, omdat jy nie tyd maak vir dit nie. Jy geweet dat as jy faal in een ding, en die Here het oor gepraat, skryf jy jou een kant toe, is dit iemand anders in jou plek. Is nie hardop vir jou nie. Is nie hardop vir my nie. As ek ongehoorsaam is, en ek skop teen die prikkels, en ek doen nie wat ek moet doen nie, vat hy maar die pad uit, en is dit iemand anders in my plek, om aan te gaan, met dit wat hy wil klaarmaak mee.
Soveel vroue mis hulle roeping, mis dit waarvoor die Here jou geroep het. Om te dien met jou besittings, om 'n pad saam met hom te stap, om net daar te wees, om te luister na sy stem, wat hy vir jou sê om te doen jy nie, omdat omstandighede jou wegneem, en die duiwel gebruik het om jou stil te laat staan, jy gaan nergens kom nie. Maar hulle was uitverkoop vir Jesus Christus. Uitverkoop. Kom nou mense, verstaan, hulle het hulle huise agtergelos, baie van hulle mans het by die huis gebly, waar die Here nie gedien het, as hy so wat mag gebruik. Hulle het hulle daar gelos, nie dat hulle het gesorg gehad kom, hulle het hulle gelos, hulle het saam met Jesus die pad gevat. Hulle het saam geëet, hulle geseer, hulle het saam dinge gedoen, hulle het gesorg vir die manne daar, hulle het gesorg vir Jesus, dat hulle die beste het daar waar hulle beweeg het. Hulle het hom gedien met alles wat hulle gehad het. Ja. Hulle was uitverkoop vir Jesus. Maria Magdalena en Johanna, sê alle gedeelte in evangelies, was twee wat die laaste by die kruis gestaan het. En was die twee wat eerste by die graf van Jesus was. Daar gesit het. Wat spesiaal saamgevat het dit om op de balsem, dit daar te plaas. Dus Jesus was klaar opgewek. Verstaan, afstand het die saak gemaak en is gewoon daaraan. Hulle het pad saam gestap. Hulle het presies geweet wat Jesus soek. Hulle was in daai vloei in gewees. Elkeen het gedoen wat hy moes doen. Hulle was warriors in daardie tyd. Vandag het jy warriors in die kerk en dit is meestal vroue. Gelees vers 26 en 27, ons geleesde gedeelte wat ook al gebeur het, toe Jesus spraak met Johannes. Gaan kyk wat gebeur het by die mense. Al wat hulle op hulle gedagtes gehad het, wat hulle graag wou doen, luister vir my, was om Jesus gelukkig te maak. Die Bybel sê iets interessant, hy sê sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag of gelukkig te maak. Want diegene wat na hom toe gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van diegene wat ons soek. Dis wat die woord sê. Soos jy nie geloof in jou hart het en die liefde ontbreek vir Jesus Christus, is dit te vergeefs. Want lippetaal werk nie meer nie. Want jou lippetaal moet saamstem met dit wat in jou hart is. As jy sê ek het Jesus waaragtig lief, en hy maak jou 3 uur of 4 uur of 5 uur die oggend wakker om te gaan bid, wat doen jy? Sê dankie, draai en slaap verder. Kom nou. Hoeveel tyd spandeer ons met hom? Hoeveel tyd spandeer ons saam met hom? Intimiteit wat ons het met hom. Hoeveel tyd spandeer ons saam met ons, want so baie dinge wat opduik in die dag en naweke, dat jy die kans kry om 5 minute te gaan bid. Jy kan nie 5 minute gaan bid, om vir Here dankie te sê vir 'n nuwe dag, en dankie te sê die aand as jy jou deurgedra het nie. Nie 5 minute nie, en wat die Here soek is, dat jy tyd met ons spandeer, want hoe meer tyd jy met hom spandeer, hoe beter sê jy Jesus leer ken. Kry jy sulke vrou nog vandag? Selde. Wat hulle deel sal doen.
En ons het bidders nodig in hierdie plek. Ons Sabas is bid ons van 9 uur af, Rolina, meeste vroue bid van 9 uur af, tot wat hulle klaar is. Ons het vroue nodig. Ek sê dat vanmorgen ons kan nie bekostig om ons Sabas en gebed te verwaarloos nie. Dis wat die duiwel soek. Dis wat die duiwel soek. Op baie keer sy omstandighede, maar hy soek dat jy nie bid nie. Hy soek dat jy nie aangesig van die Here gaan sit nie. Hy soek dit, want hy weet, gebed is 'n probleem. Hy hou nie van mense wat bid nie, hou nie van mense wat die aangesig van God soek nie. Hy hou nie daarvan nie. Dus jy kans kyk op klok, hulle bedink, Saterdagoggend kom bid 'n tydjie saam. En weet jy, wat vir my interessant was, wat die pastoor vir jou gesê het, en ek wil dit net doen vanmôre. Hy sê mense, ek het vir jou gesê, dat niemand kan jou leer om te bid nie. Verstaan? Jy moet die gewilligheid daar betoon om te gaan bid, maar ek kan jou die strategie vir jou uitwerk en vir jou gee wat jy moet doen. Hy sê wat hulle maak met hulle mense. Hy sê hulle begin leer en hy sal vir hulle sekere punte gee waaroor hulle moet bid. Hy sê, dan bid jy vir 10 minute bid jy vir hierdie subject. Jy bid vir nog 'n ander 10 minute vir dit. Hy sê voordat jy jou oog uit was 'n uur verby. Maar jy bid vir elke ding wat jy noem, bid jy voor vir 'n sekere tyd. In plaas van om te bid, hy sê, so jy bid nou vir jou ouma se liddoring, en dan is hy so Jack Russell wat nie lekker is nie. Wat niks verkeerd is so te doen. Maar as 'n plek vir alles, verstaan? Maar hy soek mense wat besigheid meen, wat vir 'n tydperk, Jesus sê vir Petrus, toe hulle kom vir hulle stap, kan julle nie 1 uur saam met my waak nie. 1 uur, wat sê jy, hier is niks. 1 uur saam met my waak, kan julle vir 1 uur saam met my eers bid nie. Verstaan, dis wat die Here soek. Hy soek manne en vroue wat hulle deel kan doen in gebed, wat kan aanhou bid, vir die aangesig van die Here kan soek. Mense, die enigste manier hoe ons die werke van die duiwel kan verbreek en weghou van hierdie gemeente af en weghou van ons lidmate af, is deur gebed. As ons die optree in die gees van dood bind nie, in die werke van die vyand krag toestel nie, en dit nie uitdryf nie, en nie ons deel doen nie, gaan hy oorhand kry later van tyd. Wil is jou werk en my werk om op te staan, bietjie ruggraat te toon en te begin met maak die saakie, ruim vir jou tyd in die middag of in die oggende vroeg wanneer alles slaap en begin die aangesig van God soek. Dit is die enigste manier wanneer die vyand gaan stop as hy vliegskore. Geen ander manier nie. Geen ander manier nie. As ek kan onmens saai, is dit die bidders. En dat hulle verskil oor sekere dinge nie waar jy wil hê. Want die Bybel sê gebied sy seun wat daar eenheid is. En weer eens is die vrouens wat saam met die Here het julle daar geplaas, en ek praat met die vrouens van die gemeente, die Here het julle daar geplaas om te bid, nie net vir my nie, nie vir Rolina, maar te bid vir hierdie gemeente, om daai dinge te stop. Ons het die gesag en autoriteit om daai ding te stop. Hy haat dit. Hy weet as jy opstaan te gaan bid, sê vir die ander mense, hoor jy, daai ou is wakker of daai vrou is wakker. Ons het nou probleme. Kry almal by mekaar, maar hy kan niks doen nie, want gebed raak krag. Dit is soos 'n laaste straal wat van die aarde af deurgaan, deur elke donker wolk tot by die troonkamer van die Here. En niks kan dit keer nie. Nothing at all. Dat Jesus verdien met alles en met hulle besittings. Yes, Lord. Dan kry sy naam Susanna, ons vind niks van Susanna in die Bybel, behalwe daai een gedeelte ons vind van Susanna. Maar heel waarskynlik was sy ook iemand wat deur die Here aangeraak was. Uitverkoop vir Jesus. Uitverkoop vir Jesus. Ek onthou jare terug, ons het op die kerk gebly.
Toe ons na die diens, ons kom in die diens uit. Kom ons by mekaar, met pastoor Bink Spys, is nou oorlede. By sy huis. Na die diens daar. Dan begin ons daar bid, na die diens, wat is die tyd in die aand, dan gaan ons hier huis toe. Niks was te veel vir ons gewees. Jy honger na meer. Jy soek daar die intimiteit, jy soek dit. Wat kan ek nog vir Jesus doen? Wie kan ek bereik vir Jesus? En as jy jou, wat belangrik is, ek het laas gesê, jy het 3 boeke, jy het 'n gebedsboek nodig, jy het 'n boek nodig waar jy drome inskryf, en jy het 'n boek nodig wat jy jou Bybelstudies en goed neerskryf. 3 boeke wat belangrik is in 'n kind van die Here se lewe. Sonder daai 3 boeke gaan jy nêrens kom nie. Hoe weet jy wanneer die Here jou gebed beantwoord? Hoe weet jy wanneer die Here vir jou deurbraak het? Dis nie neerskryf nie. Iemand wat dit hou, iemand wat journal het van alles en 'n Bybelstudie boek van alles, jy weet ek hou so is ernstig met dit. Ernstig, want jy kan nie 'n ding vergeet, wat jy hoor, wat jy lees en wat jy neerskryf, is 3 keer wat jy daai ding inkry. 3 keer, hoe kan jy daai skrifgedeeltes vergeet? Hoe kan jy dit vergeet, dit wat die Here vir jou gee? Hoe weet jy, van die Here vir jou openbaring gee, jy kan onthou, word dit weg, want die duiwel steel dit vir jou af. Maar as jy het neergeskryf, en ek het boeke, en boeke, nogmaals boeke, en nogmaals boeke, en nogmaals boeke, en blaaie, en nogmaals blaaie, en nogmaals blaaie, en nogmaals blaaie, alles wat ek op deur skryf, ek kan dit nie vergeet nie, ek kan na 'n plek toe gaan, en ek wil nog eendag wil ek probeer 'n kans kry, om deur te lees, maar dit gebeur, ek sal nooit deur, ek kom nie so baie as daar. Maar dit is wat die Here wil hê. Mense wat hom dien in gees en in waarheid. Mense wat besigheid meen. Vrouens wat besigheid meen. Vroue wat hom dien met hulle besittings. Vroue wat daar is vir ons. Vroue wat daar is wat deel word van die intersessiegroep wat sê, Here, ek sal dit doen. Ek kan niks anders doen, ek miskien klere regmaak en dit, maar Here, my plek is daar om in die bres te staan vir mense, om hulle op te dra, namens hulle te bid, Here, te pleit vir die redding van siele, vir mense se genesing, vir 'n wonderwerk in huwelike. Dis waarvoor Here ons geroep het om dit te doen. Wie gaan dit doen as ons nie bereid is om dit te doen nie? Wie anders is daar om mense te vertel van Jesus as ons bonde trou toehou? Te bang om dit te sê, te bang om hulle te vertel dat Jesus vir jou wonderwerke gedoen het. We can't do it. Die Here moet ons help, die Here moet die gemeente help. As ons ergens wil kom, sal ons deel moet doen. Maak die saak wat jy doen, waarvoor jy jou geroep het nie. Buite daar geplaas net om te gee. Buite daar geplaas net om ander mense te onderskraag en moed in te praat. Buite daar geplaas net om die pastoorspan op te rig te bid. Maak die saak nie, maar elkeen te werk om te doen, is presies wat daar gebeur. My so mooi, dat die disciples het gegaan en 'n deel geword. Die vrouens was daar om die opening agter te vul, by hulle te staan, ook saam te bid, saam te bedien, maar nie nog dat hulle met rondhardloop vir kos en rondhardloop vir 'n naald en garing, as ek dit mag noem, rondhardloop vir hulle was daar gewees om agter hulle te kyk en vir Jesus ook net die beste te gee, finansiëel te saai, te sorg dat daar alles is, dat daar kossies is en eetgoed is en dat hulle klere skoon is en heel is. Luister vir my, hulle het in stof baie geloop, in kalk baie geloop. Hulle voete was vol stof, vol kalk gewees, hulle klere. Hulle kon nie vir dae mekaar stap in een pak klere wat hulle gehad het nie. Dit moes gewas word, dit moes skoon klere wees en allerlei dinge. Al die goed gaan soos ons vandag. Onderarm sprei en seep en daai goed nie. Wie wil gebruik dit nie? Dis kom. Hulle die stille luisteraars was van daardie tyd. Min
gesê, maar baie gedoen. Hallo. Hulle het min gesê, en hulle het baie gedoen. My gebed is vanmôre vir u, dat die Here daardie roeping vir jou sal aanwakker in jou binneste. Ons Here, ek het u teleurgestel. Ek het heeltemal op 'n ander koers ingeslaan. Ek was ongehoorsaam geweest. Dat die Here jou terugbring in die plek waar jy graag, of hy graag waar jy moet wees, dat jy jou deel kan doen waarvan jy geroep het. Onthou dit wat Paulus sê, as jy nie gaan saamwerk nie, vat jy jou uit en sit iemand anders in jou plek. You can't do it. Jy kan dit nie toelaat nie. Die vrouens en een disipel het daar gestaan tot Jesus sy laaste asemietplaas. Hulle het geweet, hulle wil bitter graag sy liggaam aftak van die kruis, maar vrouens sal 2 of 3 vrouens se nooit kon regkry nie. En weer eens het die Here gesorg dat daar 2 manne is wat hy in die begin mee geween het. Josef het sy graf vir Jesus gegee. Nikodemus was daar wat kon vra, Here, moet ek weer 'n keer gebore word? Hoe is dit onmoontlik dat ek weer 'n keer deur die moederskoot van die moeder kan gaan? 2 mensies wat welgesteld was, wat die geld gehad het, wat alles kon doen vir Jesus, en in die beste graf neer te lê. Want daai mense moes voor die son sak, moes hulle weg wees, en dus kon die Jode die Romeine opdrag gegee om te gaan vee half asem en hulle bene te breek, sodat hulle vinniger kon sterf. Dan kon hulle nie opstoot nie, en dan het hulle versmoor en dood gegaan. Maar toe by Jesus kom, was hy al reeds dood, want die Bybel sê geen been van hom sou gebreek word nie. Dis wat die profeet geprofeteer het. Elke ding presies in plek geval. En hy 2 verkenners het die boodskap gepreek, hy ding as ek noem hy 2 spies. Het gekom en die liggaam van Jesus afgetel. Het skoon gemaak. Toegedraai. En die graf gaan neerlê. Van begin tot einde. Het elke persoon sy deel gedoen. Wat Paulus sê? En net so verwag hy van ons om dieselfde te doen. Ons is nie geroep om alles te doen nie. Ons is geroep om sekere dinge te doen en die volgende persoon die ander gedeeltes te doen. Dis staan vir die Here. Ons geroep het in almal wat sy deel by te dra. Sê die Bybel, dan eers kom die liggaam in beweging. Elke lid saamwerk, dan eers kom die liggaam in beweging. Vind uit by die Here waar jy inpas. As jy die duim, of as jy die groot toon, of as jy die vingers, of as jy die oor of die neus, waar pas ek in, Here? Wat is my werk in die liggaam? Wat wil jy wat ek graag vir jy doen? As jy net daar om te sê, hallo, is ook reg. Dan doen jy waarvoor die Here jou geroep het. Luister vrouens, moet nie dat die duiwel aan die klomp nonsens in jou gedagtes plant nie. Jesus Christus het julle nodig. Mag die Here die kort boodskap seën. Kom ons staan. Hier staan hierdie pragtige mense vanmôre, Here. Ek wil vanmôre vir u dankie sê vir AGS Bybelgemeente. Ek wil u dankie sê vir elke persoon wat hier geplaas het. Vir elkeen wat sy deel bydra finansiëel, ons krag en gebed, liefde, bystand, maakie saak. Wil ek u dankie sê vir hulle. Maar Here, ons weet dat elkeen van ons geroep is om 'n sekere werk te doen. Wat is my werk? Wat kan ek vir Jesus doen?
werklik waar liefhet, sal ek luister na sy stem, sal ek gehoorsaam word, en ek sal doen dit wat die Here vir my vra om te doen. Nie doekies omdraai nie, Here, maar doen dit wat die Here vir my verwag om te doen. En daarom bid en vra ek vanmôre, dat jy by elkeen sal stilstaan, en ons huis toe gaan in die week wat voor lê, dat ons by u sal gaan hoor, wat is daar, wat ek vir u kan doen. Want sonder dit, Here, sal ons nooit ergens kom nie. Ons het mekaar nodig, en wanneer elke lid sy deel bydra, kan die liggaam eers in beweging kom. En dis kom ons vanmôre dit bid en vra, in die naam van ons Here Jesus Christus. Dankie dat U daar is vir ons. Dankie dat die Heilige Gees daar is om ons te leer en te lei in alle waarheid. Dankie dat ons daar is, Here, en ons weet dat ons harte kan oopmaak om te ontvang. Dat U bereid is om 'n pad saam met ons te stap en ons te wys wat om te doen. Want U sal ons nooit begewe of verlaat nie. Ek prys U vanmôre daarvoor. En sê vir U dankie, Here, dat ons op kan staat maak en swaar op U leen, en dat U naam U deur verheerlik en geprys sal word in Jesus Christus se naam. En al die kinders van die Here vanmôre sê, amen en amen. Kom sê dankie vir Jesus.